Nou ja, dit is 'n groot voorreg om by hierdie spesiale aansluiting aan die einde van 'n jaar met jou 'n paar woorde te wissel. Ek wil graag met jou praat oor die tema 'n nuwe jaar en oop deure. Elkeen van ons kan van sekere dinge in die nuwe jaar seker wees. Daar gaan lag en trane, blydskap en hartseer wees, voorspoed en teëspoed, berge en dale, suksesse en mislukkings. Maar van een ding kan ons elkeen baie seker wees. Daar gaan vir elkeen van ons geleenthede wees. Wat nie seker is nie, is wat elkeen met sy of haar geleenthede gaan maak. Dis 'n realiteit van die lewe, dat geleenthede dikwels gepaard gaan met risiko's en gevare. Baie mense is heel verstaanbaar skrikkerig om risiko's te loop. Vir sommige bring die regte keuse van geleenthede soms groot wins. Ander vat egter mis en ly groot skade. Daarom is baie van ons skrikkerig om nuwe geleenthede te omarm. Terwyl Paulus tydens een van sy sendingreise in Efese besig was, skryf hy in 1 Korintiërs 16 vers 9 die volgende woorde aan die gelowiges in Korinte. Want 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan en daar is baie teestanders. 'n Groot geleentheid, 'n oop deur spreek in hierdie geval duidelik van nuwe geleenthede wat vir Paulus en die evangelie gewink het. Paulus was op daardie stadium reeds vir ongeveer 2 jaar in Efese werksaam, toe daar blykbaar nuwe geleenthede vir die evangelie gekom het, opwindende deure wat vir hom oopgegaan het. Moontlik was daar baie bekerings, 'n soort van herlewing het dalk uitgebreek. Hy sê egter in dieselfde asem dat daar ook baie teestanders is. Wat die geleentheid was en van watter aard die teestand was, dit deel hy egter nie met ons nie. Ook vir jou en vir my loop oop deure en baie teestanders en baie gevare dikwels hand aan hand. Om die potensiaal en sukses vir God se koninkryk te bevorder, het vir Paulus ook sterk teestand en struikelblokke en gevare geïmpliseer. Omdat hy egter die Here geken het en oortuig was dat hierdie groot en kragtige deur deur die Here vir hom oopgemaak is, was hy bereid om die uitdaging en geleentheid aan te gryp. Mag die Here ook vir jou en vir my as sy kinders in die jaar wat voorlê oop deure voorsien en die geestelike insig om te sien wanneer dit hy is wat dit vir ons oopmaak. Kom ons bid saam hier aan die voorhand van die nuwe jaar. Here, maak my in die jaar wat voorlê bewus van oop deure en geleenthede. En maak my asseblief dan seker en sensitief vir u leiding. Amen. Alles van die beste, seënwense vir die jaar wat voorlê.